stel graag vir generaal Lappies aan die woord om die verwelkoming te doen en 'n kort ietsie wat hy gaan voorlees vir ons van generaal Mike Miller. Generaal Lappies. Baie welkom by ons 24 skader reunie. Wat 'n wonderlike voorreg om so van ons ou kollegas te sien. Ons het almal verander. Waar het grys geword, waar het min geword. Desember verlede jaar het Giel van der Berg blykbaar in die kroeg hier naby die opmerking gemaak dat wanneer hou ons weer reunie, want vanjaar is die Buccaneers 60 jaar gelede in Suid-Afrika geland. Ek wil nog baie welkom sê aan ons oud bevelvoerders, Simon van Gadering, George Neyman, Bukkie Sieverts. Spesiale woord van welkom ook aan generaals Ben Foster, Berg van der Merwe en ouwe Neil Strom. Hulle drie was in die eerste span wat in Skotland opleiding ontvang het. Die opleiding in die Buccaneers wat na Suid-Afrika gekom het. Laaste, maar nie die minste nie, ook 'n spesiale woord van welkom aan Johan Conradie, die auteur van reeds boeke oor die Buccaneer en 24 skader wat julle vandag hier kan sien vir die wat nog sou wou bestel. Ek het deur middel van 'n kort WhatsApp boodskap met generaal Miller kontak gehad. Hy terloops die 28ste Junie verjaar. Hy was toe 95 jaar oud en gevra of hy miskien vir my 'n kort boodskap kon stuur. Ek weet sy seun doen dit. Sy boodskap was kort en ek wil graag lees wat hy gesê het. Hy sê, in gees sal ek daar wees. Is in kontak met lede wat deelgeneem het aan die vlug van Skotland. Trotse herinnering aan die 9-syfer vertoning van ene skader by Swartkop op 6 Mei. Nou, ek is nie seker of dit vroeg in die 60er jare was. Dit is waarskynlik vroeg in die 60er jare. Maar hier is nou nog 'n ding wat nog krag gee. Ek het dit goed gedink om aan te haal wat hy in 2016 geskryf het vir Johan Conradie se boek met die titel Pictorial Tribute to the Buccaneers Mark 50. En ek haal graag aan as deel van 'n boodskap wat generaal Miller vir ons stuur en vandag nog geld. It was President Woodrow Wilson who once said, "Friendship is the only cement that will ever hold the world together." The Buccaneer has certainly created lasting friendships. It is not unique that 60 years after the first flight and 22 years after going out of service, that it is kept alive, this amazing spirit. Perhaps the answer lies partly because you really had to respect the rigid and unforgiving boundaries of the flight envelope. Stay within and the Buccaneer was a delight. Go outside and it would really bite. It was, however, not only the flight that was delight, but it was also the weapon system and the exhilarating results achieved by close cooperation. The pride and the love for the Buccaneer shared by the ground crew and set the Buccaneer apart from all other aircraft I've flown. Soos ek gesê het, inderdaad baie ware woorde. En dit strook met wat ons vandag doen, waar ons hier saamkom na die skader amper 20 jaar terug gesluit het, 30 jaar terug gesluit het. Die reëlings van vandag se Unie het vroeg begin, soos ek gesê het, en onverpoorts voortgegaan. Om meer momentum te gee aan dit wat vandag hier plaasvind, is daar 'n 24 skader stuurkomitee gestig. Op 7 Augustus die eerste vergadering en vroeg in September die volgende. By wyse van WhatsApp vergaderings, want ons is die land vol. Die stuurkomitee verteenwoordig 24 skader, ek
in English 24 squadron member steering group. Die ontstaan hiervan was 'n onlangse voorstel van Charlie Ross. Kortliks bestaan die 24 skader stuurkomitee uit 6 lede. Nadat Charlie by wyse van 'n e-pos gevra het vir vrywilligers vir die komitee, het hy ook sommer aanstellings gemaak. Ongelukkig afstand en ouderdom het gegeld. Geografiese afstand, Kaapstad, Pretoria, en dan ook die lede wat deelneem aan hieraan is ook al stap aan in die jare. Ons gaan by wyse van 'n latere geleentheid, by wyse van 'n nuusbrief, bietjie meer daaroor vertel. Nou praat van ouderdom. Dit laat my dink aan Morris. Morris, an 82-year-old man, went to the doctor to get a physical. A few days later, the doctor saw Morris walking down the street with a gorgeous young woman on his arm. A couple of days later, the doctor spoke to Morris and said, "You're really doing great, aren't you?" Morris replied, "Just doing what you said, Doc. Get a hot mama and be cheerful." The doctor said, "I didn't say that. I said, you got a hot mama, be careful." Wat baie duidelik uitstaan, is dat 24 skader en die Buccaneer baie suksesvol bemark word. Ons kan met trots en dankbaar wees vir hulle wat bereid is om eie tyd op te offer, terwille van 'n groot skader en 'n wonderlike vliegtuig. Ek het enkele voorbeelde wat ek wil noem. Die stigting van die 24 skader, ook bekend as 24 Squadron Safblad op Facebook, is op 3 Julie 2009 gestig. Dis die breinkind van David Roux. Hy was 'n wapenmonteur op 24 skader. Ek sien tans is daar 1900 lede. En daar's baie goeie leesstof op daai blad oor die Buccaneer en oor die skader. Buccaneer 416 restaurasieprojekblad op Facebook wat Norman Tinkler gestig het daaronder in die Kaap. Dit is gedoen op 7 Februarie 2013 en hy het 156 vriende. En 421 restaurasieprojek is gestig op 5 Julie 2014. So net daai 3 blaaie op Facebook praat 'n klomp, wys 'n klomp foto's van 'n Buccaneer en van die skader. Johan Conradie se reuse en suksesvolle boekprojek van 6 boeke van 24 skader wat die eerste boek in 2016 verskyn het en die laaste boeke in 2021. Die suksesvolle afhandeling van die 416 projek op Uisterpaal en nou hulle daai vliegtuig in stand, groot aantrekkingskrag op Uisterpaal tydens museumdag. Billy Cowan van 24 skader Oudtshoorn, hy is die lid van verteenwoordig ons by die Buccaneer Aircrew Association. Nou as ons na die huidige kyk, vandag kyk, die deelname van die lugmag by museumdag, beide hier en in die Kaap, vrywillig deur mense wat hier sit. Die span oud-kollegas wat met 421 hard gesoek het om daar te kry waar sy vandag staan, vlerke opgevou. Dit wil gedoen wees. Die inisiatief met die aanbied van vandag se funksie, het begin by Dirk hulle en hulle span het onverpoos gewerk om dit aan te bied wat jy vandag sien. Die inisiatief van Charlie Ross met die reël van 'n tweede reunie wat ons op Uisterpaad hou op die 11de Oktober. Inisiatief van Rimeton. Hy die reëlings geïnisieer met ons vlug op boontoe. Ons sou wees per pad gekom het, die groep verklein en hy het reëlings hier getref met ons verblyf, as ook ons vervoer hier. En Brian Daniel, tans woonagtig in Australië,
Hy het 'n baie mooi artikel oor Operasie Amsterdam in die nuutste uitgawe van die Buccaneer Equity Association geplaas. Kan ek gerus lees van die bemanning wat daar is. Hierin lê 'n les vir my opgesluit. Wees beskikbaar en neem ywerig deel aan aktiwiteite wat na in ons harte lê. Ons moenie vergeet dat dit raak gesien word deur lede wat tans in diens is nie. Net miskien vra hulle die vraag, as hulle wat veterane is, so omsien na wat was, hoe te beheer sal ons nie omsien na wat is nie. Ek wil afsluit met 'n paar belangrike bedankings. Ek het reeds gesê, om vandag moontlik te maak, is dit Dirk Vryling, Greg Bennett, Dion Coetzee en Robin Hawk. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Ek het nou vir Carolyn ontmoet. Carolyn Gerrit het hulle getrou bygestaan met reëlings. Vir vandag is ook aksies rondom Buccaneer 421. Sy het ook die korrespondensie hanteer, kwotasies gekry, gehelp met nodige kontrakte. Laastens is sy ook die skakeling met die bevelvoerder gedoen, Kolonel Talia Vlak. Kom ons gee haar 'n hande klap, dankie. Ek kan sien of Kolonel Talia Vlak hier is, daar staan sy daar agter. Sy en my seun het saam gewerk. Ek sal die groete stuur, Talia. Talia, jou betrokkenheid, jou ondersteuning maak vandag moontlik. Andersins sou ons dit nie kon doen as 'n klomp afgetrede civies nie. Maar die lugmag is baie daar in ons hart. Thank you. Ek wil afsluit met John Wayne had 5 rules to remember in life. Die wat John Wayne kon onthou, is 'n goeie cowboy gewees. Money cannot buy happiness, but it's more comfortable to cry in a Mercedes than on a bicycle. Forgive your enemy, but remember his name. Help someone when he's in trouble, and he will remember you when he's in trouble again. Many people are alive only because it's illegal to shoot them. Alcohol doesn't solve any problems, but then again, neither milk. Bye, dankie. Het is my voorreg om nou vir Kommandant Simon van Gadering vorentoe te roep om vir 'n paar woorde te sê oor sy tyd as bevelvoerder op die skader. Kommandant Simon van Gadering. Meneer die ceremoniemonster, generaals, dames en heren, baie dankie vir die voorreg om vir 'n paar woorde te sê van my tyd hier by die Buccaneers, wat seker die beste tyd in my lewe was. Ek was 9 jaar by die Buccaneers begin af. Die eerste 3 jaar is ek verplaas van Pietersburg af Suibers, 24 Skader Waterkloof. My navigator was Robbie Kraai. Ons het 'n lekker kursus gehad. Bevelvoerder op daai stadium was Kommandant Loons van Heerden, wat ongelukkig aan die einde van daai jaar in 'n valskermbom ongeluk verongeluk het. Die valskermbom is 'n Franse bom, ek het nooit veel van die ding gedink nie. Maar hy is veronderstel om op baie lae hoogte gegooi te word, in die orde van 550 knope en op 200 voet. Nou vir iemand die met knope bekend is nie, 'n knoop is 1 seemyl per uur. Dit beteken nog steeds niks. Kom ek sê vir u so, 537 knope is presies 1000 km per uur. Dis baie vinnig. Die bom het ongelukkig reg onder die vliegtuig ontplof en die vliegtuig afgeskiet. Nie eers 'n Buccaneer kon daai slag hanteer nie. Dion Hubert, wat die navigator was, het so afgekyk na die standaard waarskuwingspaneel en hy sê hy het net rooi gesien, al die rooi ligte het gebrand. En hy het toe gevra vir Kommandant van Heerden of hy die vliegtuig mag verlaat. Kommandant van Heerden het gesê ja, Dion het toe uitgeskiet. Ek het hom
Wel, sy valskerm het hier oor die 500 knope oopgemaak, baie naby die grond, omtrent 500 voet van die grond af. Ek het hom 'n week daarna in die stortpad gesien, en jy kan nie glo, die harnas van die valskerm op sy torso en sy bene van hom geslaan het nie. Dit was ongelooflike kunswerk van blou, pers en groen strepe. Kommandant van Heeren het echter die vliegtuig bly beklei en ongelukkig te laat uitgeskiet. Hy het die vliegtuig wel verlaat, maar die valskerm was nog besig om oop te maak toe hy die grond getref het en hy is toe door op die slag gekomen. Onmiddellik daarna het ons kommandant Jan van Loggenberg gekry as bevelvoerder. Hy was 'n ervare buccaneer vlieënier en hy is toe ons bevelvoerder geword en ons het skaars begin toe die Wafra verskyn. Nou, die van u wat die Wafra ken, kan maar na my kyk, ek hang my kop in skaamte. Ek het die groot pakkedoor gewees met die Wafra. Ek het hom misgeskiet. En dis 'n lange storie, baie interessante stories, nie alles my skuld nie, maar die meeste was. Net na die Wafra storie is kommandant van Loggenberg verplaas na Frankryk toe, as attaché, en ons tweede bevel nou, my gedagte is dat ek ook al. Ja, die word Pierre Gous bevelvoerder, ek was die tydelike kommandant, en hy het net bevelvoerder oorgeneem toe poshoofdkwartier om na stafkursus. Eers is dit 3 maande administratiekursus en toe is dit 9 maande stafkursus. Nou, daai belaglikheid het aangehou en aangehou en aangehou. Ons het in daai jaar, die 2 jaar, het ons 4 bevelvoerders gehad. Kommandant van Heeren, kommandant van Loggenberg, kommandant Gous, en toe word ek aangestel as waarnemende bevelvoerder. 4 bevelvoerders in 2 jaar. En dit is kranksinnig. Hoe dit ook al sê, ons het skaars begin, ek het skaars begin met die bevelvoering. Toe het ons begin probleme optel met die buccaneers. Dat ek net daar stop vir 'n oomblik. Die einde van daai jaar, toe teen die einde van die jaar, het die Silverkasel in die moeilikheid geraak en ons is gevra om Silverkasel te sit. Vir die eerste maal in die geskiedenis is ons die skader gevra wat hulle dink. Ons gesê wat ons dink en ons is toe getaak om die Silverkasel te gaan sink onder die suid van Port Elizabeth. 12,5 minute toe sy onder die water. Want ons is toe gevra wat om te doen en ons het toe bom op die tankskip gereën en het dit baie goed afgeloop. Die einde van daai jaar het ons toe is Eysterfees 4 gehou en ek het van die beste 4 pyle in my lewe geskiet. Ek het nou Doepepree het saam met my gevlieg. En ek het so in my hart gehoop, ag mense, droom ons maar drome. Ek het gehoop dat kommandant Gous wat toe net teruggekom het, ek het gehoop hy word bevorder, ek het gehoop ek kry die skade. Nie so nie. Ek is toe verplaas na hoofdkwartier toe as stafoffisier bomwerpers. Nou as jy van 'n belaglike posting gehoor het, dit was daai een. Ek het op 'n stadium het ek 'n raad van ondersoek gedoen, ek was 'n maand weg en toe terugkom in my kantoor, toe staan 3 leiers op my tafel. 2 was verkeerd geroteer en 1 was vir my as inligting. Toe ek geweet ek is gepos. Hierdie pos beteken niks. Ek het toe maar rondgaan daar, die 2de jaar het ek gesê, moenie volunteer nie, ek het en dit het gewerk. Toe het ek gevolunteer om die modifikasie 600 projek vir die buccaneers te dryf. Dit is 'n baie groot modifikasieprogram, uitstekende program. En ek het toe kans gehad om Engeland te besoek. En ek het voor op die waar vir generaal Verster gaan vra of hy sy ou kontakte kon gebruik om vir my toelating te kry by die Britse vloot en die RAF se buccaneerskaders wat ek kan gaan kers opstel. Ons was onder embargo, mense, is alles onder die radar hierdie gewees. En
dit toe gereël en ek het fantastiese inligting teruggebring. Goed wat vir ons op die 1 miljoen rande gespaar het en die projek in die gang gekry. Die einde van daai jaar, het alles weer stil geword, toe volunteer ek, kan ek asseblief 'n stafkursus van in 1975. Ek is toegelaat om dit te doen en ek het 'n stafkursus van bywoon. Ek dink amper ek is die enigste bevelvoerder by die staf, sy stafkursus gedoen het voor 'n bevelvoerder. George het jou stafkursus gedoen, tyd is jou reign of terror. Ja, net. Ja, in elk geval, aan die einde van ons kursus, stafkursus, het ons gehoor dat generaal Bob Rogers ons sertifikate gaan uitdeel en ons het hom oortuig die vorige aand in die kroeg of hy of sommer ons verplasings ook sal bekend maak wanneer hy die sertifikate oorhandig. Dis toe die eerste keer wat ek gehoor het, ek word bevelvoerder van die volgende jaar. Ek het enige normale mens na stafkursus gaan op verlof. Ek het nie. Terug hoofkwartier toe, ek het my baas gevra, brigadier Piet, sal nou kan. In elk geval heb ek gevra of ek kan terug gaan na Skaler toe, dat ek net eers my eksamens en naboets en alles in plek kan kry, sodat ek 1 Januarie kan begin. Dat hy gesê ja, en het goed gegaan. Om lang storie kort te maak, die was omtrent Oktober gewees. Toe het ek uiteindelik aan die vlieg geraak. Ek het saam met Sandy Roy wapensvlug gedoen, wapensstelsel oefening gedoen, na suid van die Durban, baie lekker oefening van omtrent so 2 ure. Toe ons terugkom in die bemanningskamer, toe sê die manne daar met mense belangde. Kyk die klop dogter, wat op aarde die gebeur. Ek het toe naderhand dat hulle uitgetrek, gevra wat hier aangaan. Sê nee, het 'n stafoffisier aangekom. Sê die Buccaneers is van Klaas Kaap toe. Van maand wat weg. Ek dink maar dit is mos nou onmoontlik man. En ek het 'n bietjie gedink oor die saak en teruggegaan na brigadier Piet van Skalkwyk, is die man se naam. En gevra of ek 'n voorlegging aan lugstaf kan doen, hoekom die Buccaneer nie Kaap toe kan gaan. In die tyd wat ek daar gesit het, as SO-bom, het ek natuurlijk al die populaires van die Eskade neergelees en al die drome van mense soos generaal Miller en generaal Rogers en die mense gelees oor wat hulle wil gehad het. En ek het toe 'n aanbieding gaan doen. Op daai stadium lang voor Towerpoint, ons het nog studies gewerk en oorhoofse projekte. Ek het die navigators gaan mobiliseer en my gehelp om flimsies te doen. Een ding wat ek op stafkursus geleer is hoe om 'n aanbieding te doen. En ek het toe so 45 minute lang gepraat en 3 goed op die tafel gesê. Die eerste een, die Buccaneers moet sentraal geplaas wees, want as daar moet gereageer word, dan kan hulle binne 2 uur enige van die grense bereik. As hulle in Kaap sit, dan sit nog 2 uur by. Die ander ding was, die loods waar ons was, is spesiaal voorberei vir die Buccaneer. Hy het 'n step-down transformer gehad, daar is langs die veiligheidstuigwerkers. Die transformer het 115 volt, 400 siklusse of hertz krag gegee aan die wapenstelsel en die instrumentasie van die Buccaneer bedryf. Wonderlike stelsel in die 9 jaar wat ek daar was, nooit 'n verwydering op die stelsel gehad. En die ander ding wat baie min mense weet, Buccaneer het 'n korrosieprobleem gehad. Wanneer die Buccaneer ontplooi is op skepe, het hulle 'n ernstige korrosieprobleem ondervind. En Walker City het ons gewaarsku, hou die Buccaneers weg van die verlangterm ontplooiing na die kus. Lang storie kort te maak, ek het die oorlog gewen en ek is gesê, gaan terug en bedryf jou Buccaneers. Nou wat ek net gou goed, ek moet net nie achter mekaar sê. Ons is toe op 2 ure bystand gesit en ons het toe gesê dat ons kan nie 2 ure bystand doen in die nag nie, want ons kan nie by die pomdamp uitkom en bomme uitkry nie. Die dag kon ons het doen.
Ons het toestemming gehad, jy kan nie glo nie. Ons het toestemming gehad, die manne sal onthou, die bomme het deephoogte gelê in die loods. Nou 'n 1000 pot bom is so dood soos ons, jy sal niks doen nie tensy hy brand. Nou as daai eienaar van ons sou in die brand raak, met al die brandstof wat binne in die Buccaneers was, en al daai bomme, ja, dat is baie, en hy sou ontplof, nou sou ons alles dis kan die rif, na waterkloof, daar waar my huis staan, weg plat gevee, daar sou niks meer gewees. Moet ook al sy, ons was op 2 uur bystand. En toe begin die Buccaneers oplos. Die een na die ander engines het eenvoudig ontplof. Dit was die heel voorste lae kompressor lem wat gebreek het en dan slaan hy daai in en wat hy lyk soos 'n 8 millistroom. Ek het dadelik geweet wat dit was, maar ons nie weet hoekom nie. Rolls-Royce was daar gewees binne dae en het toe vastgestel, omdat ons toe taktische aanpassing gemaakt het, toe Sam Sewe, die skouer gelanceerde missiel in bedrijf gekom het, het ons uitgevind dat as ons vinniger as 450 knope vlieg, dan kan die ding ons nie gedaan. Hy sal ons volg vir die eentje, maar hy val uit die ligging voordat hy by ons kom. En ons het gekies om 480 knope te vlieg. En die 480 knope het die engines geplaas precies in 'n resonansieband, wat veroorsaak het dat die L1 lem so is gevorm. Die oplossing was makkelijk, die sit 2 skouertjies aan die lem en die was opgelos. Ons was toe onder embargo meneer. Het is 'n lekker storie om te sê. Ek weet nie hoe waar dit is nie, maar glo dit, want ek het die lemme self ontvang. Ons het binne 'n maand het ons lemme begin kry wat glo gesteel is deur Rolls-Royce vakmanne en dit vir ons aangepas onder die tafel. Hulle sou gekiel haal en hulle werk verloor ensovoorts, maar het ons geweldig gesteel. En ons het toe begin om die lemme in te sit. Dit is 'n groot proses, hele engine moet uit mekaar kom. En toe 22 dae, nadat ek aangestel is as bevelvoerder, en nadat ons op 2 uur bystand was, toe word ek gepos as bevelvoerder na simple posting in die bos as 'n opsofficer. Ek kon dit nie glo nie, ek het gedink is grap. Toe die C30 opstyg daar met Drondo daar met Napie, uitbrand afgelaai met by Tassie. Ek het regtig gedink tot daai, dis 'n grap, iemand trek my been. Daar gaan die C30. En vir 3 maande sit ek in die bos en kou my naels af. Weer kom die toeval in my lak het toe weer by mekaar gekom. En generaal Rogers het ons besoek, of sy talle besoek had, en hy is genooi, ek weet nie die het was. Nou, ons gaan nou 'n menasie aanhou met Neutria, die snaakste menasie aan in my lewe, en ek is toe nou die mes fris. En ons het die ding gedoen, formeel en reg, en teen die eind van die ete, toe sê ek vir generaal Rogers, wat natuurlijk laas op gesit as die menasie-president, sê ek, generaal, ek sit nou die laaste 3 maande hier so en dink oor wat die Buccaneers uit die lug uit laat val. Ek het ontdek wat dit is. Hy kyk my so, en ek sê vir hom, generaal besef jy dat ek die 17de bevelvoerder, of waarnemende bevelvoerder is van hierdie eskader in 10 jaar. En hy kyk my so en hy sê, bullshit. Ek sê, generaal, en ek begin so op my vingers tel, en ek tel al die jongens by mekaar, en toe ek klaar praat, en ek hy so en hy sê, what do you want from me? Ek sê, generaal, ek soek jou beskerming, dat ek my 3 jaar kan uitdien as bevelvoerder. Ek sê, you've got it. Ek het toe gedink, iemand gaan na my kar, maar toe het iemand aan generaal Rogers gekar en omgepos, voordat hulle my kom by. Ek is toe gepos. Maar net voor dit, toe gebeur Kasinga. Ja, Kasinga, as die Buccaneers nooit op die map was, was hy toe op die map. Ons het fantasties gedoen. Alles wat ons gesê het, ons kan doen, ons sal doen, ons wil doen, het op Kasinga gebeur. Ons het 'n reuse slag geslaan.
Ek gaan nie 'n lang storie vir jou vertel nie, net een klein storieetjie. Ons het 4 bakkeneers gehad wat bomme gegooi het, in die teikens oor kan die grens, en so ons het 2 bakkeneers gehad, wat met 4 pyle toegerus was, en die leer opgepas het, by Kasinga, die ons wat ingespring het, by die C-30's. Die helikopters het hulle gaan uithaal in Kasinga uit. En op 'n stadium het ek gedog die oorlog is oor, en daar staan ek soos 'n pampoen. Ek is die enigste ou wat nie na geskiet is nie. Ander ouens is toegeskiet omdat die lugspoorpatrone naast die skoot na my geskiet wat ek van weet. En toe ek daar staan met my hangskouertjies, toe skree iemand, hier kom die laaste bak terug. En toe ons by die bakkeneer kom, toe in sy regter engine, ek kan dit nog sien voor my, toe daar 2 gaatjies reg onder agter by die engine, deur die rondplate en deur die engine se uitlaat. Daai engine uitlaat is baie dik staal. En daar 2 sulke blommetjies lyk soos blommetjies wat so geblom het. Tot so hoog. En ek staan toe daar en kyk en die tegnikus kom daar en ek sê, kan jy hierdie regmaak, Sarge? Ek staan so een kant toe en hy storm daar op ons af met 'n ronde kop hamer. En hy donder daai goedjies wat daar staan plat en hy sê, serviceable lie, gooi petrol. En ek sê vir Johan Strydom wat saam met my, ek sê vir hom, hierdie is ons soldier. En ons hardloop, trek ons goeders aan en ons storm terug na die vliegtuig toe. En toe ek by die vliegtuig kom, toe sê, ek dink dit was Matthew Morgan, sê, come on, get it up, I'll do the pre-flight. Toe geklim en vastgestrap. En toe ek opkyk, toe sê hulle, start number 1, start number 1, start number 2. Nou, die storie wat ek vir iemand vertel, en daai aand nadat ons teruggekom het, eintlik gebeur. Toe kom kolonel Harry Gilliland na my toe. Hy kom in die Tweede Wêreldoorlog. Ou gerespekteerde oomie wat op daai stadium bevelvoerder was van 28 skade. Hy sê vir my, Comrade, I've never seen ground crew like yours. Hy sê, vanaf daai bakkeneer van jou gestop het, totdat jy begin uittaxi het, 15 minute. Ek het nie getime nie, maar Mary sê so. Mary was 'n kolonel, en Mary sê 15 minute, en ons 15 minute. Dit is nie moontlik nie. Ons grondbemanning was so goed, en dat het daai dag gebeur. Baie dankie. Kolonel George Snyman, my eerste bevelvoerder, so vir 'n kort rukkie. Ek het nog altyd gesê, goeiemiddag vriende, dat enige iemand wat langer as ek is abnormaal. So ek is nie skaam om hierdie mikrofoon af te stel nie. Maar generaal Foster, generaal Lappies, ander senior offisiere en vriende, is vir my 'n baie groot voorreg om vanmiddag hier te wees en so groot groep van ex-24 geskader mense hierso voor my te sien. En ek wil sê baie geluk. En ek het baie gewonder, wat laat so groot groep mense na so lang tydperk vir 'n 60 jaar reunie hier by mekaar kom van heinde en verre oor die land. En ek het so 'n bietjie daaroor gedink, want die bakkeneer is uitgefaseer in 1991. Ek het nou ander jare gehoor, maar as ek my sommetjies regmaak, is dit 34 jaar gelede. En wat maak nou dat soveel mense bereid is om na soveel jare hier by mekaar te kom? En ek het op 3 moontlikhede gekom en ek is seker, u gaan dalk meer moontlikhede hê, maar ek wil graag fokus vanmiddag op daai 3 moontlikhede of redes. Die een is die bakkeneer, die vliegtuig. Nommer 2 is die eskader, 24 eskader. En dan nommer 3 is die kameraderie wat ons almal deur ons loopbaan in die lugmag opgebou het.
Ek het 'n vermoede dat dit 'n kombinasie is van hierdie 3 faktore en dat dit nie net alles enkel faktore is nie. Maar kom ons sien. Ek wil met u baie eerlik wees dat die eerste oggend wat ek op 6 Oktober 1978 by 24 geskader se lugbemanningskamer ingestap het, was dit met gemengde gevoelens. Net vroeër daai jaar het die eskader 2 vliegtuie verloor. En dit was net 'n deel van 'n lang lys van ongelukke en verliese wat met verloop van tyd plaasgevind het. En om baie eerlik te wees, het 24 geskader op daai stadium nie 'n baie goeie vliegveiligheidsrekord gehad nie. En het daar met gereelde reëlmaat het daar van hierdie vliegtuie verlore gegaan weens ongelukke. Nou, niemand kon deur die jare eintlik hulle vinger op hierdie ding lê en besluit hoekom dit so was. Maar ek het 'n vermoede dat 'n deel van die antwoord lê ontsluit in hierdie opmerking van generaal Miller, wat generaal Lappies net nou vir ons gelees het. En ek gaan dit weer aanhaal. You really had to respect, excuse tog, nog 'n bietjie laer. You really had to respect yes, kan ek eers mooi lees nie, the rigid and unforgiving boundaries of this aircraft. Stay within and it would be a delight. Go out and it would bite. Skus, ek dink ek het nie nou dit presies hierso nie, maar ek kan nie mooi sien wat ek hier geskryf het nie. Maar ek dink as 'n mens die situasie behoorlik ontleed, dan sal 'n mens sien dat baie van hierdie ongelukke, indien nie meeste nie, eintlik maar soos ons goeie Afrikaans sou sê, plain bad luck is. Een voorbeeld wat ek wou aangehaal het, is reeds aangehaal van die valskermbom wat in Bloemfontein nie behoorlik gefungeer het nie en die vliegtuig wat daardeur verlore geraak het. 'n Ander voorbeeld wat ek graag wil noem, en ek wil net die 2 noem, daar's baie meer, ons het nie baie tyd nie, is waar 2 buccaneers ver oor die see in die suidooste van ons land, oor die see op pad was, onder 'n laag wolke, om 'n klompie vlootskepe te gaan onderskep. En hierdie wolke het deurgangs al laer en laer geword, totdat die een vlieënier dit nie meer kon hou nie en besluit hy trek op, en 500 voet later is hy in blou lug en sonskyn. En hy roep toe die ander een om nou ook op te kom. Nou sê u vir my, wat is die kanse dat daai 2 vliegtuie mekaar in die lug op dieselfde tyd, op dieselfde plek sou wees, en dat daar 2 vliegtuie verlore gaan met die bemanning? Bad luck, plain bad luck. Maar een ding staan soos 'n paal bo water, en dit is dat nie een persoon kon deur die jare na my wete bewys dat enige van hierdie ongelukke ooit aan die Buccaneer vliegtuig self toegeskryf kon word. Dat dit nooit 'n faling van die vliegtuig self was. Dit was nou of hanteringsprobleem of dit was plain bad luck. Nou dit dan gesê, en hier's nou ook baie gesê oor hoe geskik die Buccaneer was om te gebruik in hierdie oorgrensoperasies vir die 10 jaar wat die lugmag hom aangewend het vanaf Mei 1978 tot Desember 1988. En die vliegtuig was weens sy lang ryafstand, sy vermoë om op lae hoogte teen hoë spoed onder vyandelike radar deur te vlieg en te penetreer tot diep in vyandelike gebied en teikens daar aan te val en weer terug te kom.
Jare later, toe die operasionele teater in Suid-Angola baie meer gesofistikeerd geraak het, met die nuutste Russiese toerusting, radars en lugafweerstellings, was dit soms net die bakkeneer wat in staat was om sekere prioriteitteikens aan te val en weer veilig terug te kom. Die vliegtuig het 'n werklike vermoë gehad. Ons het nou al gehoor van die wapens wat hy kon dra. In my tyd was dit 8 460 kg bomme en wat jy kon bewapen met of 'n kontakbuis of 'n penetrasiebuis of 'n lugbarsbuis, en sommige kere het ons dit gemeng. Een bom so en die ander een anderste. En dan ook die AS-30 wat ons met groot sukses aangewend het teen vyandelike radarstellings, lugafweerstellings en verharde bunkers. Verder het die bakkeneer wat in sy guns getel het, was die vermoë om vir hoë spoed, baie lae hoogte, goed bewaarde teiken te kan aanval vanaf lae hoogte en nog steeds 'n wegstaan vermoë van 4 km kon handhaaf. Met ander woorde, die vliegtuig het nie nader as 4 km aan die teiken in staat gestel het om selfs 'n swaar bewapende teiken te kan aanval en nog veilig terug te keer. Maar ek wil vir u sê dat ons moet nooit vergeet, en ons het so 'n bietjie al daarvan nou gehoor, van die lugbemanning en die grondbemanning van 24 geskader, die rol wat hulle in die sukses van die bakkeneer gespeel het. Ons het net nou gehoor van wondere wat die mense verrig het. Die lugbemanning as lugbemanning het ons altyd probeer om so professioneel as moontlik op te tree en meesters te word deur goeie opleiding van al die rolle wat die lugmag hoofkwartier aan ons toegeken het as 'n eskader. Aan die ander kant het die grondbemanning tegelykertyd soms onder baie moeilike omstandighede, ons het nou daarvan gehoor, het hulle derentyd daarin geslaag en met lang oortyd werkure het hulle voortdurend daarin geslaag om baie goeie diensbaarheidssyfers te genereer. As Angolese offisier, of het kon 'n Kubaan wees, maar dit was tydens onderhoud, het hy die volgende gesê, en ek gaan weer hier probeer lees. The SAF Buccaneers, en hy kon hier net sowel gesê het, 24 Squadron, were a thorn in our sides and never gave us any rest. Whether it be on a Sunday, a public holiday, or a normal weekday, early or late, or in the middle of the day, they, the Buccaneers, attacked us from any direction, all directions, at any place in the war theatre, at the least unexpected times. Nou sê julle vir my, het ons nie rede om trots te wees dat ons ex-lede van 24 geskader is. Baie dankie. Die vliegtuig, die mens en dan ook die toekoms. Ek is 24 geskader voor plaas Januarie 82. En ek het in Junie 91 het ek die skader toegemaak. Was die laaste bevelvlieger. Maar ek het in daai tydperk toe ek 'n stafkursus gedoen. So totale tyd wat ek op die skader deurgebring het is 8 jaar en 5 maande. En Simon, ek en jy is die enigste wat die stafkursus gedoen het voordat ons bevelvliegers het. Daar was die breekbaar. Ek het solo gegaan op die 8de Maart 82 saam met George Snyman, en dan in my maand was my swartste dag in my lewe. Toe ek bakkeneer 413 afskryf in Pietersburg met 'n ongeluk, hidroliese weiering en baie dom dinge wat daardeur gebeur het. Maar dit het gebeur en
Die lugmag het sy gang gegaan, krygsraad is gehou, en ek het later jare gehoor, kolonel Simon van Gaderings se vliegtuig was 413, en sy getuienis met die krygsraad het dit bevestig. Simon, ek neem jy nie kwaad. Maar gelukkig, in die hele proses, was daai stadium generaal van Lochenberg het vir my gesê, hy is kwaad vir my, maar hy gaan dit nie teen my hou nie. Wat dan ook veroorsaak het, dat ek daarom daarna nog 'n redelike klompie jare op Beeskader kon deurbring. Ek het 'n totaal gevlieg van 1075 uur op die Buccaneer. 'n paar min van ons vlieëniers, navigators wat meer as 1000 uur bereik het. En in my tyd op Beeskader met George en Lappies op Beeskader, het ek gesê, dankie dat julle ure opgeoffer het, sodat julle nie 1000 kon kry nie, en ek dit kon kry. En dan ook in my tyd, Giel van der Berg, wat daar in die hofsoffisier was, Giel, dankie dat jy, terwyl ek die bevelvoerder was, die ding so gedruk het, dat ek met 1000 uur kon kry. Baie dankie. Die prestasies, of die verandering op Beeskader, in my tyd, in 85 het ons operasie Veldmesh gehad, met die 64 kg bomme wat ons gegooi het, en die F1's het die nuwe generasie Mulberry Merk 81-82 bomme gegooi. Ons het in die prosesse gegaan om die vliegtuie te modifiseer, en ek dink daar is mooi foto's hier langsam, waar ons van die 8000 pond bomme die vliegtuie vermeerder het na 20 of 16 500 kg bomme en 20 250 kg bomme wat ons kon dra. Dit het ons werklik bomwerpers gemaak. En in die laaste operasie, modulair Hooper, het ons gereeld gevlieg met 10 bomme, terwyl die F1's elkeen net 4 bomme gedra. So een Buccaneer was 2,5 F1's bomme op die teiken, wat die Buccaneer besonders gemaak het vir sy rol as 'n bomwerper en om aan te leer. Die vliegtuig self was 'n wonderlike vliegtuig. My loopbaan, nadat ek my 24 geskader klaar gemaak het, ek gaan 707's vlieg in die lugmag. Ek is uit die lugmag uit, ek het gaan 747's vlieg vir 'n privaat maatskappy en daarna vir 'n IJslandse maatskappy, deur die wêreld gevlieg, en die Buccaneer was ons steeds die beste vliegtuig wat ek gevlieg het. Die meeste satisfaksie wat ek kon gekry het by die vliegtuig het. So dit is 'n groot eer. Almal het gepraat oor die Buccaneer, maar die besondere lugraam, die vliegtuig, was uniek. En ek dink nie, daar was iemand in die wêreld wat Buccaneers gevlieg het, wat 'n dag spyt is dat hy die Buccaneer gevlieg het. Moeilik, soos wat ons hoor wat generaal Miller gesê het, moeilike omstandighede partykeer om te vlieg. Partykeer deur mekaar kan jy, maar as jy die vliegtuig weer ken, dan het jy agterkom wat jy gebruik elke oomblik is wat jy nodig het terwyl jy vlieg. Watter ander prestasies het ek op die lugmag, het ek in 24 geskader ervaar. Vir my was een van die groot dinge, en ek dink nog gereeld terug daarna, die paar geleenthede wat een van julle Grand Cru saam met my kon vlieg, veral met die vliegtuig oor van Denel toe vir 'n versiening by Atlas. En die eerste was Greg Bennett, 414. Flip Smit. Dan was daar Flip van Dijk en Dion van der Berg. Dani van der Berg, sorry. Die laaste een met die ek saam gevlieg het, en ek voel vandag nog spyt daaroor, was Ralph Schultz. Toe ons opstyg klaar en kry, toe was ons klaar direk van Waterkloof, suidwaarts opstyg, land suidwaarts in Johannesburg. Die taxi tot afskakel was 14 minute. Die vliegtyd was 4 minute, 4,5 minute. Dis nie 'n flip nie. Maar ek moet sê, ek gee vir myself, noem maar die satisfaksie, dat dit genoeg was vir Ralph om daarna 'n vlieënier te word. En om steeds te gaan vlieg, sy ITP te doen, en om by SAL te gaan vlieg, terwyl hy nog geleef het. So, dit wys vir my die effek wat die Buccaneer het op die mense wat enigstens saam as ek het gevlieg het.
Dan met die lugbemanning. Ek het gaan trap in my logboek. Die vliegtuig wat ek die meeste gevlieg het, was Buccaneer, van my 1075 uur was Buccaneer 414, wat die land sou staan. 'n totaal van 508 ure, van die 1075 was 414. My neef, Neil Napier, ...473 uur, saam met Neil gevlieg. Dis 'n klomp tyd, en 480 knope gemiddeld, oor die grond. Ons het saam, het ek 36 sorties operasioneel gevlieg, en ek het 32 saam met Neil gevlieg. Van die 36 operasionele sorties, het ek 30 en 4 en 4 gevlieg. So 4 en 4 leen al by my hart. Die bemanning leen al by my hart. Julle, die grondpersoneel, het nou by my hart geleen. Dit was 'n donker dag. Toe was in begin 1991, het ek hoofdkwartier toe geroep is om te sê Buccaneers gaan toemaak. Daar was baie roemers, baie argumente, nie genoeg onderdele nie meer dit nie, nie meer dat nie. En met die vergadering by hoofdkwartier, met LHK, die onderdele aspek, het generaal Jerry Coetzee, wat bevelvoerder waterproef was op die stadium vir my groep eendag gesê, Bikkie, ek sien jy is emosioneel, maar die oorlog is verby. Die lugmag moet afskakel. En my woorde was aan hom, dit kan ek nog wat die skader doen. En vir die mense in die skader sê, vir julle sê, ons gaan toemaak, want die oorlog is verby, en daar is nie meer geld nie. Maar om leens te vertaal, of nie leens nie, misinformasie te gee, kon ek teruggaan na die grondpersoneel, om dit vir julle te sê. En dit was, ek kan dit herroep, seker my tweede donkerste dag, op die skader, nadat ek 413 afgeskryf het. Die gevoel wat mens het, waar jy moet staan en 'n era kom tot 'n einde. Die lekker kom teen 'n einde, tot 'n einde. Maar vandag, as ek nou almal hier staan en kyk, is die herinnering sal nooit tot 'n einde kom nie. En almal van ons het nog praatjies en staaltjies wat ons kan vertel, wat nooit sal eindig nie. En mag dit nooit eindig nie. Ek wil eer bewys aan al die eskadersamajore vandat hulle in Engeland was. Basil, Minnie, Cornelius, Introna, Kobus de Wet. Julle het die grondpersoneel van hierdie eskader gevorm. Julle het die norm daar gaan lê, dat die taak die belangrikste is. Al was die taak nie altyd, en met 'n bietjie van 'n staaltjie by, so goed uitvoerbaar nie. Buccaneer 422, die laaste vliegtuig wat in Nel toe gegaan het, Atlas toe. Toe hulle by Atlas kom en die vliegtuig sy uitskietstoele uittrek, toe is die survival pack in die vliegtuig nie Buccaneer standaard nie. Dis toe F1 uitrusting by daar aangesit. Wat die totale center of gravity van die stoel, as ons hom so moes gebruik het, omvergewerp het. Maar Snykes is nie meer saam met ons nie, maar ek wil vir Snykes die krediet gee, nadat hy nou baie geraas, of ek geraas het met Snykes. Maar die wil, die manier wat hy gesê het, ek wil hê die vliegtuig moet vlieg, julle moet vlieg. En dit was die gees van 24 eskader. Wat kolonel van Gadering noem, die punte was so staan word met 'n hamerplat gekap, dat hy vliegtuig vlieg. Ek dink, die vliegtuig was uniek, maar ek dink die personeel van 24 eskader was meer uniek. Die personeel van 24 eskader, ons het dinge laat doen, of dit het laat gebeur. Die bevelvoerders voor my, begin by generaal Rogers, dankie vir julle.
dat julle dit vir my op my tyd met die skader en my laaste bevelvoerder te wees eintlik maklik gemaak het. Deur weer eens die norme wat julle saam met julle skader seniore daar gestel het en die waardestelsel wat julle op die skader gebring het. Dit was maklik om in te pas by die skader en met die skader se aktiwiteite voort te gaan. Nou dat ons almal aan die ouer kant raak, wil ek net afsluit om vir julle te sê, ek glo, die lewe is 10% met wat met jou gebeur. Dis 90% hoe jy dit hanteer. En dit is die aspek waarmee ek hoop om almal van julle vanaand hier te laat uitgaan en julle lewens verder tot die volgende reunie te reël dat ons mekaar weer sal sien. Baie dankie. Squadron, we honor you. Ek is gevra of ek nie 'n huldeblyk wil instel aan die ontslape lede van 24 skade. En dit lei as volg. Die ontslape lede van 24 skade het die stuursebande van die aarde ontglip. Hulle het met vleuels soos arende gestyg, hande uitgestrek en aan God se aangesig geraak. Met sonsondergang en in die oggend sal ons hulle onthou. Herhaal asseblief saam met my, sal ons hulle onthou. Baie dankie.